Vader, dankie dat ons kon sing van die liefde, Here. Here, dit spreek vir ons van verhouding. En as ons vanoggend as gemeente saam U naam bid, dankie Here dat ons kan bid dat U ons in 'n dieper verhouding met U sal intrek. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het laasweek op die iPad geskryf, God is goed. En toe ek het nou daarso skryf, begin die Here met my praat in die week, want as ek Sondag hier uitstap, dan begin ek vir die Here sê, Here, nou waaroor bedien ek volgende Sondag? Toe vra hy vir my, glo jy werklik waar dat ek goed is? Glo jy werklik waar dat ek goed is? So dit is die vraag wat ek vanoggend aan jou wil vra wat hier so sit. God is goed. Ons moet nou nie sê ja nie, maar ons is so gewoond om soos papegaaie te wees, of om te sê dit wat ons graag wil hoor. Ek wil vir jou vra, God is goed. Glo jy dit regtig? Glo jy dit regtig? Glo jy regtig waar, God is goed, as jy hom iets vra, en hy doen niks nie? Glo jy nog steeds dat God goed is, wanneer jy hom vra om die krisis in jou lewe te ondervang, en jy gaan net in 'n groter krisis in? Wanneer jy die Ou Testament lees, dink jy daai God van die Ou Testament was 'n goeie God? Of dink jy hy was 'n wrede God? Of dink jy hy was 'n kwaai God? Miskien was hy goed vir Israel, maar boetie nie vir die Amalekiete nie. Glo jy regtig waar dat God goed is? En ek wil 'n gedeelte vir ons lees vanoggend. Jy kan die Bybel oopmaak by Eksodus 33. Ek dink dit is een van die vrae in die kerk van Christus wat daar oor die meeste kontroversie is juis rondom God se goedheid. So ek wil hê ons moet saam lees uit Eksodus 33, ek gaan daar so 11 verse lees. Eksodus 33. Moses moet nou hierdie volk in die beloofde land invat, en nou praat hy met die Here vanaf vers 12. Moses is nou bo op die berg, hy het nou die 10 kliptafels gaan haal. Toe het Moses met die Here gespreek, U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie. Julle onthou toe God met Moses praat en sê, gaan na Farao toe, toe sê hy, nee, ek sal Aaron saam stuur, né? Is ek reg? Moses was gewoond iemand gaan saam met hom. Baie keer het 'n engel aan hom verskyn. Nou sê hy die volgende vir die Here, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie, alhoewel U gesê het, ek ken jou by die naam en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in die oë gevind het, maak my dan tog U weer bekend, dat ek U kan ken, sodat ek genade in U oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie U volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Moses is op 'n plek waar hy 40 jaar in die woestyn wandel, met 'n murmurerende volk, met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. En hy sê vir die Here, as U nie saam gaan beloofde land toe nie, en U het in gedagte om 'n engel saam met my te stuur, of om iemand anders saam met my te stuur, stel ek nie belang nie. Ek bly eerder in hierdie wildernis, met die wete dat U met my is, as wat ek in Kanaan sit, en U is nie met my nie. Ek wil hê jy moet daaraan dink vanoggend. Here, ek wil net uit hierdie wildernis uitkom, of U nou saamkom of nie saamkom nie, ek wil gaan, as ek net in die beloofde land kan uitkom. Moses sê, nee, ek verkies die wildernis met U aan my sy, of ek aan U sy, voordat ek Kanaan kies, en U is nie daar nie. Vers 16, want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in U oë gevind het, ek en U volk, is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie. So sal ons, ek en U volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen.
ook hierdie versoek. Dit beteken, Moses het ander versoeke gehad, waaraan die Here voldoen het, en nou sê die Here vir hom, okay, ook hierdie versoek, wat jy tot my gerig het, sal ek aan voldoen. As ek hierdie gedeeltetjie lees, hy sê so, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Hierdie gedeelte sê vir my, weet jy wat, dit klink my so asof Moses nou vir God die opdrag te gee. Ons moet teruggaan. Nou, hoekom het God Moses se antwoorde so baie keer beantwoord? Hoor wat sê vers 13. Hy sê, as ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my tog u weë bekend. Moses het God se weë geken. Israel het God se dade geken. Ek wil jou uitdaag vanoggend, dat ek en jy nie net sal vassteek by die dade wat God aan ons doen nie, maar dat ons op 'n plek sal kom waar ons God se weë sal leer ken. Want wanneer ons sy weë leer ken, soos wat Jesus ook sy weë geken het, met ander woorde dit wat op God se hart is, dan sê die skrif, julle sal enige iets vra en ek sal dit doen. Goed, vers 18. Daarop vra hy my, laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my goedheid by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Ander vertaling, en as jy Engelse vertalings lees, sê jy sien, God het Moses in die skeur van die rots weggesteek. Die hele Ou Testament is 'n heenwyse na Jesus. God sê vir Moses, in die toestand waar jy is, kan jy my aangesig nie sien nie. In watter toestand was Moses? Moses was in die toestand van sonde, so vol van dit wat Adam en Eva gedoen het, want Jesus het nog nie aan die kruis gesterf nie. Nou sê God vir Moses, ek sê jou in die rots, in die skeur van die rots. Wie's die rots? Jesus. Jesus die rots wat vir ons geskeur is. Hy sê ek sê jou in die skeur wegsteek en dan sal ek by jou verbygaan. Julle ken die verhaal verder. Moses, dit het gebeur, Moses kom van die berg af en Moses se gesig blink. Wie van julle kan vir my sê, hoekom het Moses se gesig geblink? God se heerlikheid. Ek ontdek 'n ding hierdie week wat ek nog nooit gesien het nie. Ek en jy was op dieselfde golflengte. Toe begin die Here my 'n vraag vra. Hy sê vir my, maar is dit die eerste keer dat ek aan Moses verskyn het? Nee, was nie die eerste keer nie. God het aan Moses verskyn by die brandende bos. Hoekom het sy gesig nie geblink nie? God het aan Moses verskyn in die tent van samekoms. Hoekom het sy gesig nie blink nie? Moses was soveel keer in die Here se teenwoordigheid en as hy daar uitkom, het sy gesig nooit geblink nie. Hoekom het Moses se gesig geblink? Is tog 'n logiese vraag. Weet jy of julle, ek redeneer baie met die Here. Ek wil weet, hoekom? Hoekom hierdie keer en hoekom nie al die ander kere nie? Vers 19. Maar hy antwoord, ek sal al my goedheid by jou laat verbygaan. Dit is die eerste keer in die skrif waar God sy goedheid by Moses laat verbygaan. Hy het ook in hierdie geval sy heerlikheid by hom laat verbygaan, maar hy het sy goedheid by hom laat verbygaan en sy gesig het geblink. Wat was daai goedheid? Die feit dat hy Moses gevat het en hom in die skeur weggesteek het. Jesus is die openbaring van God se goedheid. En profeties gaan God by Moses verby en hy openbaar sy goedheid aan hom. My vraag is dit nie juis wat die hedendaagse kerk kort nie? Wat dink julle, wat sal gebeur as die kerk van Jesus Christus meer God se goedheid openbaar as wat hy praat oor God se straf en oordeel? Hoe dink julle sal die gedaante van die kerk verander
as ons God se goedheid openbaar. En God se goedheid, die fondasie is Jesus, maar vanuit Jesus is daar 'n geweldige klomp goeie goeders wat ek en jy kan openbaar. Ek meen, ons het laasweek gepraat oor die hoofman, oor 100, wat 'n Romeinse soldaat was, wat 'n heiden was, wat Jesus gesê het, so groot geloof het ek nog nooit gevind nie. En toe het ek vir julle gesê, kan ek en jy in 2026 op 'n plek kom waar ons God verras met ons groot geloof. Want Jesus was verras oor hierdie heiden se groot geloof. Kan ons Jesus verras? Kan ons die wêreld verras met die openbaring van God se goedheid? Van God se goedheid. En om God se goedheid te begryp, is eintlik buite ons vermoë om dit te kan begryp. Ek meen, God, ek gaan 'n radikale ding vanoggend sê, en baie mense sal met my seker verskil. Die enigste gedagte wat God oor jou het, is goed. Want die oordeel het hy voltrek op sy seun aan die kruis. Sonde is betaal aan die kruis. Hy sê, aan jou sondes en jou ongeregtighede dink ek nooit weer nie. Hy sê, goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Nou as God iets anderster in sy hart het teenoor my en jou as mens, as goedheid en guns, dan bespreek hy homself, dan lieg hy. En God sê, ek is geen mens dat ek kan lieg nie. Sou ek iets sê en dit nie doen nie. So God se hart oor die mens is goedheid en guns. In watter mate openbaar die kerk goedheid en guns? Daardeur sê ek nie, daar's 'n gevolg vir jou stommiteite wat jy aanvang nie. Dis nie wat ek sê nie. Daardeur sê ek nie, dat God is bly oor die verkeerde wat jy doen nie. Glad nie. Jy is eintlik veronderstel om te rou oor die verkeerde wat jy aanhou doen. Ten spyte van jy feit, dat jy sy genade aan 'n kruis sien, van hoe hy jou begenadig het. Jy moes eintlik daar gehang het. Ek moes eintlik daar gehang het, né? Jy sien, ek dink baie van ons is op 'n plek waar ons God se goedheid met ons verstand besef, maar nie met ons hart nie. Ons glo dat God goed is in ons denke, maar regtig waar diep in ons hart wonder ek of ons regtig waar glo dat God goed is. Wanneer ons op 'n plek kom waar ons met ons hart glo dat God goed is, dan sal ons hart ons verder neem as wat ons denke ons ooit kan neem. Ek wil dit weer sê. Wanneer ons in ons hart glo dat God goed is, sal ons hart ons verder neem as wat ons denke ons neem. Glo ons werklik waar dat God goed is. Kortliks beteken dit dat ons meer sal doen om God se goedheid te openbaar as wat ons tans doen. Want wanneer jy gekonfronteer word met die onmoontlike, wanneer jy gekonfronteer word met iets wat jou konfronteer, binne in jou hart vra jy die vraag, wil God dit regtig doen? Sal hy dit doen? Is hy so lief vir my? Is hy regtig waar so goed? Wat redeneer daar? Ons verstand redeneer daar. En dan kom die Here in Psalm 34, hy sê, smaak en sien dat God goed is. Smaak en sien dat God goed is. Smaak en sien dat God goed is. Die oomblik wanneer ons blootgestel word aan sy goedheid, en ons smaak sy goedheid, dan kom ek en jy op 'n plek, waar ons ander goeders ook sien. Dan kom ons ook op 'n plek waar ons goed sien en ons tree in geloof op, sodat die persoon wat 'n tekort het, die persoon wat 'n wonderwerk kort, die persoon aan wie God wil goed doen, sal smaak dat God goed is. Ongelukkig is die kerk op die plek waar die kerk vir hulle 'n teologie geformuleer het. Die kerk het 'n teologie geformuleer in die konteks dat ons, alles wat ons glo, is bloot teologies van aard. Daar's geen belewenis nie. Die kerk het 'n teologie geformuleer wat sê, God het die laaste keer genees met die dood van die laaste apostel. God genees nie meer vandag nie. En die rede hoekom jy dit glo,
is omdat jy nie genesing sien nie, nou het jy vir jou 'n teologie daar gestel wat sê God genees nie meer nie, en jy daarvoor gesettel. Alhoewel die Here die opdrag gegee het, maak siekes gesond. Maar omdat jy nie 'n deurbraak daarin het nie, settel jy vir les, en jy vorm 'n teologie vir jou, rondom dit wat jy glo. En jy skryf jou eie Bybel, volgens jou denke, volgens hoe jy dink God is, volgens hoe ek dink God optree. En dis ons Bybel. En dis die Bybel sonder smaak en sien. Dis bloot 'n teologie. En die Here wil hê dat die kerk op 'n plek moet kom waar hy na buite sal gaan om vir die wêreld te gaan vertoon sy goedheid. En sy goedheid is smaak en sien dat God goed is. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes was presies op hierdie plek. Hulle het 'n teologie gehad, maar geen praktiese belewenis nie. En die rede vir die praktiese belewenis is dat God jou in 'n dieper verhouding met hom wil intrek. Van sien en smaak. Sien en smaak. Jy sien, is God se goedheid wat jou nader trek. Die skrif sê, dis die goedheid van God wat mense tot bekering bring. Hoor wat sê Efesiërs 3 vers 20. Hy sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons vra, party vertaling sê bid, hy sê bid of dink volgens die krag wat ons werk. As jy die Engelse Bybel lees, dan sê hy, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo wat ons vra en imagine. Hy sê ver bo wat ons vra en dink. Waar vind ons vra? Vraag vind ons in gebed. Hy sê ek wil ver meer doen as wat jy ooit kan bid. Nou wil ek jou vra, hoekom is my en jou gebede so klein? Jy sien, ek is nou besig met hierdie ding van Solly. Mense het my gebel en gesê, kan ons nie vir Solly iets bou nie? Dan sê ek, wel, ek dink definitief ons kan. Al 20 Wendy huise weggewaai, let's give it a go for 2. Ek sien kans vir 2. Want binne my vermoë, glo ek, dat ons 2 sal kan bou, Jason. Binne my vermoë. Jy sien, as God nie opdaag nie, dan wil ek hom daarom help en sê, ons het 2 gebou. Hoekom skiet ek vir 2? Ek skiet vir 2, want ek glo nie, hy kan meer doen, as wat ek bid nie. So my gebed, is so 'n klein gebedjie. In plaas van, dat het 'n man, wat sê hulle? Gaan groot. Gaan groot. Ek gaan in elk geval nie uit my sak uit dit kan betaal nie. So vir die Here om R50,000 te gee, en vir die Here om 5 miljoen te gee, en vir die Here om 500 miljoen te gee, dis geen effort vir hom nie. Vir die Here om 'n hoofpyn te genees, en vir die Here om 'n dooie op te wek, dis geen effort nie, dis presies dieselfde. Dis net 'n effort vir my. Maar nou sê die Here, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Dan sê ek, okay, Here, wat nou? En die Here sê, dis van geloof tot geloof. Van geloof tot geloof. Van geloof tot geloof. So dis nie, ek en jy is op die eerste trappie van geloof, en nou die volgende keer, wil ons bo op die, watter hoë plek, bo op die Eiffeltoring spring, en dink ons gaan dit maak nie. Luister hier, dis van geloof tot geloof. Dit help nie, jy begin in jou gebedslewe, en begin dooies opwek nie. Begin maar eers bid vir die siekes, vir die wat hoofpyn het. Dis van geloof tot geloof. Dit is maar die skrif werk. Hy sê, bo wat jy kan vra, of dink. Dink, wat is dink? Dink is vir my verbeelding. Hy sê, ek wil aan jou voldoen, ver bo wat jy kan bid, of wat jy jouself kan verbeel. Kom lewende woord. Glo julle God is goed. Die enigste manier, hoe ek op hierdie plek kan kom, is om my denke konstant te vernuwe na sy wil. Want die Here sê, ek antwoord die gebede wat op my wil is, nie jou wil nie. Jesus sê, ek doen net wat ek die Vader sien doen. Ek vra net wat ek die Vader sien gedoen wil hê, want dan bid ek in lyn met sy wil. Is dit maklik? Dis nie maklik nie. So, dit bring my op die plek, dat ek en jy ons denke moet vernuwe. En wanneer ons denke vernuwe is die mate waarin ons denke vernuwe is. Hoe meet ons vernuwende denke? Ons meet dit aan die mate waar ons die onmoontlike
sien as moontlik. En wanneer ons op daai plek is, dan sê ons op die plek waar ons dink soos God dink. Dis nie net dit nie. Maar wanneer die onmoontlike moontlik raak, dan sê ek, ons het gevorder in ons vernuwing van denke. Maar hoe kom ons op hierdie plek uit? Hoe kom ons op hierdie plek uit? Kom ek maak so. Hoe kom ons op hierdie plek uit? Vernuwende denke. Die heel eerste ding is 'n sagte hart. En 'n sagte hart, kom ek skryf hom hierso. 'n Sagte hart is 'n hart wat oop is vir die inspraak, wat bewus is van sy teenwoordigheid in my lewe. Omdat ek bewus is van sy teenwoordigheid in my lewe, is ek oop vir die inspraak van die Heilige Gees, en as ek oop is vir die inspraak van die Heilige Gees, het ek 'n verwagting dat hy vir my 'n opdrag sal gee. Wat is hierdie opdrag? Wat is hierdie opdrag? Om sy goedheid te openbaar. Met ander woorde, as hy my 'n opdrag gee, verwag hy van my om te doen. Jy sien, die gewaarwording van sy teenwoordigheid en wie hy is, word dan die basis van waaruit ek leef. Ek wil dit weer sê, die gewaarwording van sy teenwoordigheid en wie hy is, God is good, word die basis van waaruit ek leef. Hier's mense wat hierso sit, wat my bel, maandag, en sê vir my, hier was so 'n teenwoordigheid van die Here, dit was fenomenaal. En 'n ander persoon sit hierso, en hy het niks ervaar nie. Weet julle waarvan ek praat? Partykeer is ek op 'n plek waar ek hier staan, waar ek sê, hier's 'n teenwoordigheid van die Here, en die volgende keer is daar niks. Baie keer is ek op 'n plek waar ek sê, ek wonder of die Here vandag in die kerk was, dan bel iemand my en sê, weet jy wat, daar was so 'n teenwoordigheid van die Here. Maar dis 'n leerproses, om God se teenwoordigheid raak te sien. As ek daai woord kan gebruik, maar dis nie die regte woord nie. So, wanneer ek op hierdie plek is, dan kan my geloof my net so ver neem in die lewe, as wat my denke oortuig is van sy goedheid. Ek wil dit weer sê, my geloof kan my net, en ek praat nie van hierdie geloof nie, ek praat van hierdie geloof, kan my net so ver neem, as wat ek oortuig is van sy goedheid. Kom, ek gaan terug na Solly toe. Sorry dat ek oor Solly praat, dit het niks met my te doen nie. Ek vertrou die Here vir 15 huisies. Dis waarvoor ek geloof het. So my geloof sal my net so ver neem, as wat ek oortuig is van, dat hy sal voorsien. Hy gaan voorsien in 15 huisies. En ek kan julle nou sê, hy gaan voorsien vir 15 huisies. Ek sê dit nou vir julle. Ek is vas oortuig daarvan. Maar hoekom het ek nie 'n vertroue vir 50 huisies nie? Want my geloof in my hart is nie by 50 huisies nie. Weet julle wat gaan gebeur met 50 huisies? Ek gaan uit die water klim, en ons gaan bou tot op fondasievlak, en dan gaan ek sink. Toe die Here met my en Henry gepraat het om hier te bou, was dit daai tyd, 12 jaar terug, 13 jaar terug, was dit 'n 5 miljoen rand projek. Ek het geloof gehad om hierdie plek te bou. Want die Here het duidelik vir my gesê, die Here het duidelik vir my gewys, ek het geloof gehad daarvoor. En die Here het kom voorsien. Maar sonder 'n woord, sou ek dit nie gemaak het nie. As ek sien wat die Here besig om te doen, dan beïndruk hy my. God is good. God is good rondom dit. Sien ek kans om weer so iets te bou? Verseker, want ek het 'n altaar langs my lewenspad waar God kom voorsien het. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van hoe onvernuwe ons denke is, né? Kom ek gee julle 'n voorbeeld daarvan. Romeine 15:4 sê, want alles wat tevore geskrywe is, wat verwys hy hierna? Alles wat tevore geskrywe is. Verwys na die Ou Testament. Alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte, wat kan hê? Hoop kan hê. So die Here sê, as jy hierdie Bybel oopmaak, hier by hierdie oorloë in Levitikus, dan moet jy hoop hê. Wanneer ons die Bybel lees, meestal van die Ou Testament, is ons depressief, en al wat ons raak lees, is God se oordeel en God se straf. En dit bring nie vir my hoop nie. Dit bring verseker ook nie vir die ou wat nog nie in God glo, hoop nie. So hy sê, wanneer ek en jy die Ou Testament lees, moet die Ou Testament ons so bemoedig,
dat ons hoop kan hê. Wanneer gaan die Ou Testament vir my en vir jou hoop gee? Wanneer ons die Ou Testament lees en sien, dis die prentjie van wat in die Nuwe Testament gebeur het. Die hele Ou Testament is 'n profetiese heenwyse na Jesus. En nou lees ons hom met verkeerde brille, en nou het ons nie hoop nie. Right. Nou is ons op die plek waar ons die Nuwe Testament lees, met Ou Testamentiese brille, en ons het geen hoop nie, en dit is hoekom ons die wêreld wil wen, deur hulle te dreig met die hel, in plaas van met die goedheid van God. En ons gesigte lyk soos die hel homself, geen wonder hulle hardloop van die Christene al weg nie. Julle by. Jy lyk soos die duiwel homself. Ek meen, baie van julle ouers dreig die kinders met die dominee, want hy is die duiwel van die kinderbybel. As jy nie soet is nie, gaan ek die dominee bel. God wil die kerk se gesig verander, sodat die kerk die goedheid van God kan openbaar. Egbert, ja, maar as ek lees die Ou Testament, God in die Ou Testament was 'n kwaai God gewees. Hy het miskien verander nou na die tyd, maar hy was 'n kwaai God. Luister hierso, Hebreërs 13:8 sê, Jesus is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. Ja, Egbert, maar dit is Jesus, dis nie God nie. Johannes 14:9 sê Jesus, hy sê, ek is so lank al by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy toon ons die Vader? Jesus is die openbaring van die Vader, en hy sê, ek is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. So die Vader is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. God was van die begin af uitermate goed. Uitermate goed. God is goed. En omdat God goed is, wil God hê dat ek en jy sy goedheid sal openbaar, deurdat ons in geloof wandel, sodat die wat hom nie ken nie, sal sê, daai persoon se God soek ek. Sien en smaak dat God goed is. En die bewys daarvan is dat ek en jy op 'n plek kom. Ek het nie goed gedoen in Afrikaans nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Dat ek en jy bietjie mal raak in ons gebede. Dat ons bietjie hoër skiet as ons klein, min verwagting gebedjies. En dit bietjie groter sal maak, sodat God wondere sal doen, sodat hy die eer en die heerlikheid en die lof en die aanbidding sal kry, omdat hy 'n fenominale God is. God sê, ek deel my heerlikheid met niemand. Daar's bitter min dinge wat die hedendaagse kerk doen, wat mense van buite kan agterkom, dat God dit gedoen het. Ons moet die werke doen, wat God verheerlik. En dit is die goed wat onmoontlik is, vir die een wat van buite af kyk. Maar ek en jy, man, God is good. En die Here gaan ons hier verras. Die Here gaan homself hier openbaar, soos nog nooit tevore nie. En dan kom ons op die plek waar ons sê, weet jy wat, net die Here kon dit doen. Al die eer en al die lof aan hom. Lewende woord, ek vir jou uitdaag, daai ding wat Henry gesê het, jy het 'n verantwoordelikheid. Step up and step out, and go for it. Ja, maar hoe weet ek nou dis die Here se wil? Weet jy wat, toe jy begin uitgaan het met jou man en jou vrou, praat nou met die getroudes, hoe het jy geweet, dit wat jy doen is jou man of vrou se wil? Die eerste keer toe ek met Henry uitgaan, toe koop ek vir haar 'n bos sonneblomme. Dit was mooi sonneblomme. Toe sê sy vir my, ek hou niks van sonneblomme nie. Baie dankie. Waarvan hou jy? Ek hou van rose. Wow, die volgende keer toe koop ek vir haar roos. Toe hou sy daarvan. Hoe weet jy wat is God se wil? Luister hierso, hou aan en bid en vra, hy sal sy wil aan jou bekend maak. Moenie ophou nie. Skiet maar 'n skoot in die donker. Maar baie van sy wil is klaar hierin. Hy sê bid vir die siekes. Hy sê maak siekes gesond. Baie van sy wil is klaar hierso. Kom ons begin maar sommer net om te doen wat hy vir ons sê. Naby. Kom ons sluit die oë. Vader, U is 'n goeie God. Ek is opgewonde oor dit wat U in hierdie gemeente se lewens gaan doen. En ek is opgewonde oor die gebede wat verander, dat hulle groot sal gaan, en dat U 'n waarmaker van U woord is. Here, help ons om te bid in lyn met U woord.
Miskien moet ons almal eers bid en sê, Here, maak my U weë bekend. En as ons U weë ken, soos wat Moses het geken het, dan gaan U sê, okay, ek gaan hierdie ene ook beantwoord. En ek gaan hierdie ene ook beantwoord. En ek gaan hierdie ene ook beantwoord. Want jy bid dit wat in lyn is met my hart. Vader, ek wil bid dat die goedheid van God 'n konsep sal wees wat beweeg van ons denke na ons hart. Dat ons regtig waar oortuig daarvan sal wees dat U 'n goeie God is, al beleef ons dit nie, al beleef ons die slegte, dat dit nie die opinie sal verander nie. Want dit wat daar buite gebeur, kan nie U karakter verander nie. En Here, dat ons dan vanuit dit, vanuit die basis van U teenwoordigheid, die bewustheid van U teenwoordigheid, die bewustheid, die wete, die vaste wete dat U 'n goeie God is, dat ons dit gaan openbaar aan ander daar buite, sodat hulle kan sien en smaak dat God goed is. Vader, ek wil hierdie gemeente seën vanoggend met die goedheid, met U goedheid, Here, wat ver meer is as wat ons ooit kan dink of vra. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.